Goeiemiddag en welkom. Ons boodskap vandag kom in die boek Johannes, wel hoofstuk 11 van vers 1 tot en met vers 44. Die verhaal van Lazarus, 'n verhaal waarmee die meeste van ons wel bekend is. Ek wil egter hê vandag moet ons met 'n nuwe oog, met 'n nuwe siening van ander hoek af na hierdie boodskap kyk en net sien wat wel daarop ingesluit is, wat 'n mens so maklik kan mis. Die tema van ons boodskap vandag, my plan, my tyd, versus God se plan, God se tyd. Terwille van tyd gaan ek nie die hele gedeelte lees nie, maar is jy welkom op die tyd te gaan lees. Maar ek gaan net vinnig deur dit sekere punte aanraak, net laat ons weer vertroud is met die boodskap. Ons sien hoe die susters, Martha, Maria se broer, Lazarus siek word, en hulle dan 'n boodskapper stuur om vir Jesus te gaan sê, dat hy vir wie baie lief is, siek is. Natuurlik met die verwagting, dat Jesus sal terugkeer, of die woord net spreek, en Lazarus opdrag gesond sal word. Ons merk egter dat Jesus nog twee dae bly vertoeware besig was. En dan eers as sy disipels sê, kom ons vertrek na Judea. Op pad soontoe, kom Martha hom tegemoet en sê vir hom, as u was, sou my broer nie gesterf het nie. Dan laat weet sy vir haar suster, ons meester is hier. En dan kom ook Maria, en ook sy dieselfde woord om hom te sê, as hier was, ons broer nie gesterf het nie. Ons sien hoe Jesus voortgaan, by die graf kom waar men en homself bewoor, die mense beveel om die klip weg te skuif, die graf dan oopgaan en hy vir Lazarus beveel om uit die graf uit te kom. Maar voor hy dit alles doen, het hy oor die Vader en vra dat dit nie oor hom moet gaan nie, maar oor hulle wat daar is, dat hulle kan sien en sal glo dat die Vader omgestuur is. En dan is die wonderwerk wat ons sien, Lazarus wat uit die dood opgewek. En dit is die verhaal wat ons almal ken. Maar ek wil hê vandag met ons bietjie met 'n ander oog, met 'n ander siening kyk na hierdie verhaal. Ek wil dit opdeel in 'n paar gedeeltes, 'n paar hoofpunte, en dan sal ons daarna kyk, wat gebeur het in die verhaal, en terugtrek na onsself toe, en kyk, wat se impak het dit op ons lewens. In die eerste plek sien ons die twee susters, Martha en Maria, wat in geloof en vertroue 'n boodskapper na Jesus toe stuur. Want hulle weet, as Jesus daar is, kan hy sy hulle broer gesond maak. So hulle stuur die boodskapper in geloof en vertroue. Maar dan merk ons ook toch iets anders daarop. 'n bietjie van sê nou net, en daarom gebruik hulle die woorde, hy vir wie u baie lief is. So amper of hulle wil, so Engels sal sê, reinforce, dat Jesus moet weet, dis nie sommer dat enige iemand wat siek is nie, maar hy vir wie hy baie lief is. Die boodskapper kom by Jesus, lewer die boodskap, maar Jesus doen nie wat hulle gedink het hy gaan doen nie. Jesus vertoef nog 2 dae daar. So, dit bring ons by die tweede punt van die boodskap, dat God se tyd en God se plan, en ons tyd en ons plan nie noodwendig dieselfde is nie. Dis ook die tema vir ons prediking vandag. So, Jesus haas hom nie terug nie, hy gaan aan met waarmee hy besig is. Want daar was nie tyd dat Lazarus gesond moes word nie. Daar was nie die tyd daarvoor dat Jesus moet terughaas, of die woord spreek dat Lazarus gesond moet word. Daar was nie God se wil dat hy gesond moet word nie. Hy moes sterwe, sodat hy die dood opgewek kon word. Ons sien dan verder hoe Jesus op pad soontoe die twee susters ontmoet. Eers vir Martha en vir Maria, en albei groet om met dieselfde boodskap. As u was, soos broer nie gesterf het nie. Verwyd in die boodskap, omdat Jesus nie daar was nie. Hulle het die hoop, die verwagting, die geloof gehad dat hy sal kom, en Lazarus gesond maak. Maar hy kom nie. So hulle verwyd, as hy was, soos broer nie gesterf het. Ons sien, Jesus praat met hulle, ons sien hoe hy verder gaan, ons sien hoe hy by die graf kom, en dan voordat hy enigiets doen, opkyk en vir die Vader vra, laat dit nie oor my gaan, maar oor hulle wat hier staan, sodat hulle kan sien en kan glo, dat hy my gestuur het, dat ek die seun is. Jesus kon so maklik dit heel anders te gedoen het, maar hier weer speel hy sy nederigheid, en dit is die volgende deel van die boodskap, die nederigheid wat Jesus openbaar het, in sy hele aardse bestaan. Hy kon gegaan het, en hy graf oopgemaak het, met die spreek van 'n woord, hy kon vuur en swaal uit die hemel uit laat kom het, hy kon 'n legioen engele gevra het, maar in nederigheid, vra hy vir die mense, maak die graf oop. Eers is hulle nie gehoorsaam nie, want hulle weet, hulle sê van maar, hy sal 4 dae, hy ryk al, en Jesus sê vir hulle, rol die klip weg. As hulle die klip wegrol, wat ons volgende punt kom, gehoorsaamheid wat hulle getoon het. Hulle het geweet wat sy ander kant, hulle het geweet dit stink, hulle het geweet dit is nie lekker nie, maar hulle geluister, toe Jesus vir hulle sê, rol die klip weg. Dan kom ons by die volgende punt van gehoorsaamheid, toe Jesus vir Lazarus so, 'n dooie, hy wat reeds 4 dae dood is, kom, en hy gee gehoor aan Jesus, hy stap, hy kom uit die graf uit, en dan gee Jesus vir die res van hulle opdrag om te sê, maak die doeke los,
en hy stuur hom weg. So as ons kyk na hierdie verhaal, dan sien ons, daar is baie meer ingesluit, of weggebere, of weggesteek, as wat ons baie keer raak lees. Ons lees die verhaal, dit is ons baie mooi. Ons sien Lazarus uit die doodheid opgewek, en ons is opgewonde daar en sê, dit is 'n wonderwerk, is mooi. En dit is deel van die boodskap, is reg. Maar kom ons kyk bietjie na ons eie lewens toe. Ons kyk bietjie na ons eie lewens, en ons pas dit toe op die verhaal van Lazarus. Hoeveel keer in my en jou lewens, kom ons en ons bid tot God, ons bid tot die Here, ons bid en vra, asseblief help my, ek is siek, help my, ek sukkel finansiëel, help my, dit gaan swaar. Ons bid vir iemand anders wat miskien siek is. Ons kom en ons sê, gebruik selfs die woorde van, maar Here, U weet, U sê dit aan die kruis van ons gesterf. Jesus, U is lief vir ons. U sê, U is lief vir ons. Maar hoekom? Asseblief, help ons. En dan gebeur daar niks nie. Dan gebeur daar niks nie. En dan bid ons weer, en dan gebeur nog steeds niks nie. En dan verstaan ons nie altyd nie. Want, jy sien, ons besef nie altyd, dat ons tyd en ons planne, nie dieselfde as God se tyd en God se planne. Ons kom selfs, en as dinge nie uitwerk nie, dan sê ons, weet, ons bid en bid en bid, maar ons bid teen 'n plafon vas. Hoe kan ons dit ooit oorweeg om te sê, ons bid teen 'n plafon vas, as ons van die almagtige Vader praat? Hy wat alomteenwoordig is. Al gaan jy die diepste mynskag af, al is jy 2-3 kilometers onder die grond, en jy bid tot die Vader, gaan hy hoor. Al gaan jy tot op die maan, en jy bid tot die Vader, gaan hy hoor. So hoe gaan 'n eenvoudige plafon, 'n ceiling, sy woord weerhou, of jou gebed weerhou om by hom uit te kom? Het jy al ooit daaraan gedink dat dit dalk nie die tyd was nie? Dat dit wat jy vra, dalk nie deel van God se plan vir jou is. Maar weet jy wat doen ons? As ons gebede nie verhoor word nie, dan maak ons net die susters Martha en Maria presies dieselfde. Ons verwyd God daarvoor. Ons verwyd die Vader en sê, Here, hoekom? Hoekom gebeur dit nie? Ek bid, ek vra, waarom nie? Wat doen ek verkeerd? Wanneer gaan U my help? Wat is die rede? As U net hier is om my te help, as U teenwoordig was, sou dit of dat nie gebeur nie. Hoeveel keer staan ons self skuldig? Hoeveel keer staan ons self skuldig teenoor die verwyte, teenoor ons Skepper, teenoor hy wat ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus is. En die Heilige Gees wat ons lei. Ons staan in die drie eenheid en ons verwyd die Vader, Seun en Heilige Gees. Om dinge nie gaan soos ons wil gehad het gaan. Nooit gevra of gewonder of dit volgens sy plan is nie. Ons verwyd hom daarvoor. Bring ons by die volgende punt van nederigheid. Hoe nederig is ons in ons lewens? Hoe kom ons en doen ons goed? Doen ons dit sodat die Here daardeur verheerlik kan word? Of doen ons dit om onsself te loof en te prys? Doen ons dit in 'n effort, soos ons sal sê, om onsself te verhewe en te verhoog? Is ons nederig of is ons nie nederig in ons handeling nie? Die volgende punt wat ek wil aanraak is die van gehoorsaamheid. Hoe gehoorsaam is ek en jy? Hoe gehoorsaam is ons aan die roepstem van Jesus Christus? Baie keer gee ook vir my en vir jou 'n opdrag. Hy gee vir ons die opdrag om iets te doen. Miskien nie lekker is nie, want ons die verskoning. O nee, dit stink aan die ander kant, ek kan dit nie doen nie. O nee, Here, jy weet, dit is so en dit is so, sis, hierdie en daar, dit was altyd verskonings. Waar is ons gehoorsaamheid? Dink as daai mense die klip nie weggerol voor die graf nie, die storie sou die verhaal sou die pad geloop het wat hy geloop het. So Jesus nie dalk maar dit anderster gedoen het nie, maar was noodsaaklik dat hulle gehoorsaam is, dat die klip wegrol, sodat die wonderwerk verrig kan word. Dan sien ons self verder die gehoorsaamheid van die dooie Lazarus. Hy is dood, 4 dae lank al dood. Maar Jesus roep hom. En selfs die dooie, die half ontbinde, gee gehoor aan die roepstem van die Here. En ek en jy, doen ons dit? Of maak ons liewer of ons die woord nie? Hou ons liewer ter dood? Wat doen ons as ons die roepstem van God hoor? As ons die roepstem van Jesus hoor, as die Heilige Gees inspraak in ons lewens maak? Hou ons doof daarvoor? Of doen ons iets aan te doen? Gee ons gehoor aan, staan op, of voel ons sit in 'n doodsreek rondom ons, staan ons op en gee gehoor aan. Ek wil afsluit met die volgende stelling. Dit is miskien 'n harde stelling, maar ek dink dit is nodig dat ons die baadjie aantrek, 'n bietjie kyk daarna. As ek en jy in ons geloof tot die Vader vra wat in sy wil is, as ons op hom altyd te probeer vir hom te vertel hoe spesiaal ons is, en dat hy ons hierdie spesiale guns moet doen, so net in geloof en vertrou vir hom vra, vertrou op sy plan en sy tyd, as ons ophou om hom te verwyd, as ons ophou om onsself op te hewe en nie in nederigheid
voor om te kniel en te buig nie. As ons ophou om ongehoorsaam te wees, sal hy ook aan ons doen, en vir ons doen, wat in Lazarus gedoen het. Kan jy onthou wat die twee susters voorgevra het? Hulle het gevra vir genesing, vir hulle swak, vir hulle siek broer. Wat het Jesus gegee? Hy het hom nie gesond gemaak het? Nee. Hy het hom uit die dood opgewek. Hy het hom 'n vernuwende lewe gegee, 'n nuwe lewe. Nou dink jy nie, dat is ons gehoorsaam is ons te volle vertrou, is ons ophou vooruit, is ons vertrou in God se tyd, die plan vir ons het, as ons gehoorsaam is, nederig bly, sal dit vir ons ook gebeur. Dink jy nie, die Here sal ons ook in die hand vat, en ons uit hierdie doodsreek wat ons in lewe, uittel en ons vernuwende lewe gee. Die woord sê vir ons, daar word nie mense voorgetrek nie, ons is almal gelyk. So waarom sal God, wat hy vir Lazarus deur sy seun Jesus Christus gedoen het, nie ook vir jou of vir my doen nie? Onthou, my plan en jou plan is nie noodwendig in lyn met God se plan en God se tyd nie. Vertrou, volhard, bid, maar doen dit binne die raamwerk van God se wil en God se tyd. Amen.